By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Baie welkom, dankie dat julle hier is. Ek sê dit oor die afgelope paar weke elke keer, maar dit is regtig uit my hart uit. Ek is so bly om julle te sien. Dit is baie lekker. Ons het so 'n wêreld van internet en skerms en die foon. En as jy skielik hier kom en jy besef maar die mense leef regtig, dan voel dit warm. So baie dankie dat julle hier is. Ons gaan dit geniet saam met mekaar. En dankie Karen en Jannie. Ons gaan verder na julle luister.
Dankie julle, dit was pragtig, baie dankie. Nou, dit is vandag die laaste praatjie in hierdie kort reeks oor moraliteit. En vandag gaan dit oor die moed om nie te wen nie. Wat maak gesprek tussen mense wat verskil moontlik? Dis 'n eenvoudige praatjie. Dit gaan nie julle breinselle roer nie, maar ek hoop dit sal ons harte inspireer. Ons het hierdie reeks begin met 'n eenvoudige maar 'n uitdagende voorstel, en dit is dat moraliteit nie in wetboeke te vind is nie. En ek het ook gesê dat as 'n mens sou beweer dat jy is afhanklik daarvan om dit by God te kry, nou ja, dit verander ook maar die hele tyd soos wat die mense groei en vorder, en die samelewing het baie dinge wat God dan nou sogenaamd sou sê, hou hulle nie meer in stand nie, want ons weet anders. So, sedertdien na daai eerste praatjie het ons gekyk na wie in ons praat, wanneer ons dan die gesprek voer, wat in my praat. Die derde praatjie het ek gesê, waarom goeie mense dikwels gevaarlik kan raak. En toe het ek gesê verlede week, waarom dit gebeur dat die brein sy eie illusies so sterk beskerm. En vandag wil ek vra, hoekom is dit so moeilik om 'n mens self eerlik te sien? Want dit sal gesprek vergemaklik. Ek wil afsluit met hierdie vraag vandag, en dit gaan nie oor wat is waar nie, wat is moreel nie. Die vraag vandag is, hoe leef ons as mense saam? Want uiteindelik leef ons nie tussen idees nie, ons leef tussen mense. En mense verskil. Ek is seker, julle het dit al agtergekom. En dit is nou vir my belangrik om net so vinnig iets in te gooi hier. Hulle sê in Engels 'n disclaimer. En dit is dat ek in hierdie praatjie nie gaan verwys na hoe ons met patologiese mense werk nie. En dit spreek vir my van self dat 'n mens weet dat daar kundigheid nodig is om deur te dring tot mense wat sodanig is. Ons praat nie vandag oor psigopate nie, en ons praat nie oor mense wat ongevoelig rondloop en skade doen en plunder in die wêreld nie. Want ons weet, ons moet sulke mense nie met sagte handjies hanteer nie. So dit is glad nie waaroor ek vandag praat nie. In vandag se praatjie gaan dit oor die groot verskille wat tussen mense gevind word en hoe ons mekaar kan vind voordat daai kenmerkende hartvogtigheid sy intrek by ons almal neem. Want dis wat idees met ons doen, want is identiteit. Dan raak mens hartvogtig, en dan kan jy nie praat nie, en dan kan jy nie meer in verhouding staan nie. So om te begin moet ons weet, die vertrekpunt is, mense verskil. En dit klink kinderagtig eenvoudig, dit klink in 'n plek soos Renaissance die mees belaglike stelling om te gebruik, en te sê, dis nou die fondasie vir vandag se gesprek, want dit klink nie baie slim nie. Maar dink so daaraan, elke liewe konflik in jou lewe begin by daai plek. In jou huwelik, in jou familie, jou vriende, jou gemeenskap, jou land. Mense verskil. En dit bring daai konflik. En tog leef ons nou in 'n tyd, vreemd genoeg eintlik, waar mense al minder, daarvan het ek baie gepraat die afgelope tyd, verdraagsaam is. Al hoe minder verdraagsaam. Ons het meer toegang tot mekaar as ooit tevore. Ons het meer kommunikasie, ons het meer platforms, ons het meer stemme. Maar soms lyk dit vir my asof ons al minder in staat raak om met die verskille saam te leef en met mekaar ordentlik te kan praat. Die internet het hierdie belofte gedra, en hy dra hom steeds, dat dit die wêreld sou verenig. Dat mense mekaar sou kon hoor en verstaan oor kultuurgrense en landsgrense heen. Dat idees vrylik sou vloei, elke liewe dag, tot in die nag. Dat kennis almal se denke nou sou verhelder en jou wêreld sou verbreed en jou verstand sou verlig, maar in plaas daarvan het baie mense nou dood eenvoudig net wêreldwye luidsprekers gekry.
En ons leef in 'n tyd waar almal nou praat, en hulle praat ver, en hulle praat wyd, en bitter min mense luister werklik. En ek dink dit gebeur omdat ons die verskil tussen debat en gesprek heeltemal verloor het. 'n Debat vra, wie is reg, en watter argument is die naaste aan die werklikheid en die waarheid? 'n Gesprek vra, kan ons saam ontdek? Kan ek jou ontdek? Kan ek myself aan jou openbaar? En dit is totaal verskillende dinge, want wanneer jy 'n debat voer, probeer jy wen. En wanneer jy gesprek voer, probeer jy verstaan, en jy probeer jouself verstaanbaar maak. Nou natuurlik, daar is plek vir debat, want ons probeer almal al hoe nader aan die objektiewe waarhede kom. So ek wil nie vandag voorstel dat alle standpunte ewig geldig is nie, want hulle is nie. En daar is tye wanneer argumente brood nodig is. Wanneer onreg uitgewys moet word, wanneer 'n mens standpunt moet inneem. Maar by die meeste van ons daag ons nie by gesprekke op om te ontdek nie, ons daag op om onsself te verdedig. Want ons het so getrou met ons standpunte, dat jy nou vir my plunder. Jy takel my, so ek wil myself verdedig. Ons luister nie om te verstaan nie, ons luister om terug te praat. En dikwels nog voordat die persoon 'n punt agter sy of haar sin gesit het. En dis nogal amusant, want soms sien jy twee mense wat tegniese gesprek voer, dit klink en dit lyk so as jy sou kyk na 'n stil video, maar as jy gaan luister, dan kom jy agter die inhoud verklap dat elkeen net wag vir sy beurt om sy eie toespraak te lewer. So dis twee monoloë, en daar is die werklike aansluiting nie. Ek vermoed die rede hiervoor lê diep in ons almal se siege, want dis goed wat ek self beleef en self doen. As ek dit nie self gedoen het nie, sou ek dit nie so goed geken het nie. Ons raak so verknog aan ons idees, dat daar nie meer 'n skeidslyn is tussen my en wat ek glo nie. Dit het een ding geword. So my tone is so lank, dat as jy enigsins 'n ander taal praat as myne, dan voel ek of ek ongeldig verklaar word. En dis die pyn. En dit is waar die oorlog begin, want dit begin so raas in jou kop. Wanneer jy iemand jou oortuigings bevraagteken, dan voel dit met ander woorde nie vir jou na 'n intellektuele diskurs of 'n verkenningstog nie, dit voel nou soos 'n aanslag op jou, dis persoonlik. Asof iemand die fondamente van jou huis skud. En daarom probeer mense so dikwels wen. Dis dikwels nie omdat die argument, die saak vir jou so belangrik is nie. Dis jou siening, en jou siening is belangrik. Nie werklik die inhoud van die argument nie. So ons kan nou sien hoe dat dit 'n emosionele ding word, hoe dat dit 'n sielkundige ding word, en eintlik nie gaan oor sake of kwessies, of moraliteit, of oor wat reg of verkeerd is nie. Dis die self wat bedreig voel. En ek dink een van die moeilikste dinge vir enige mens om te erken is die volgende: ek verstaan nie die wêreld volledig nie. Ek kan dit anders stel en sê, ek besit met ander woorde nie die waarheid nie. Hoekom is dit vir ons moeilik? Want ons hou daarvan om die beter weter te wees. Ons hou van sekerheid. Ons hou van netheid. En dit is slordig as mens nie weet nie. Ons hou van afsluiting. Ons het nou by die finale slotsom aangekom. Maar die lewe is morsig. En dis hoekom ek dink volwassenheid begin wanneer 'n mens leer om saam te leef met die moontlikheid dat jy verkeerd kan wees in enige saak, dat die ander persoon verkeerd mag wees, dat julle albei gedeeltelik reg en verkeerd is, en dat die wêreld nie baie van daai antwoord hou nie, is iets wat ons voel in ons lyf. Ons wêreld hou nie van daai soort antwoord nie. Dis dit tussenin. En dis ook nie dramaties genoeg nie. Ons hou van wit-swart.
En weet jy wat vir my interessant is? Selfs die van ons wat sê die lewe is grys. Ons sê dit dikwels omdat ons dit vir onsself preek hier vanuit ons onderbewussyn, omdat ons weet, ons is eintlik baie rigied. Maar dit is nie dramaties genoeg nie, want wat ons wil hê in hierdie lewe is helde en skurke. Mense wat reg is, mense wat verkeerd is. Dis waarvan ons hou. En die werklikheid bied nie vir ons reg en verkeerd en dommies en slimmes en helde en skurke nie. Die lewe bied vir ons maar net elke dag mense. Die filosoof Martin Buber het 'n onderskeid gemaak wat my baie fascineer. Hy het gepraat van 2 maniere waarop ek en jy ander mense ontmoet. Die een manier is 'n ek-dit manier. Ek en dit. En die ander een is ek en jy. In 'n ek-dit verhouding word die ander persoon 'n objek. Die persoon word 'n kategorie. Die persoon word 'n etiket. Die persoon word 'n verteenwoordiger van 'n ideologie en 'n groep. Die persoon word 'n probleem wat opgelos moet word en baie vinnig ook. Die persoon word 'n teenstander wat ek wil verslaan. Wil vir julle ietsie sê wat interessant is op Facebook hierdie week toe doen daar so 'n meme die ronde en ek gaan hom net presies sê. So vergewe my, hier gaan 'n grove woord kom. Maar dit illustreer die hart van wat ek vandag oor praat. Die meme het so gelui: waarom rook en drink ons? Omdat dit onwettig is om mense met 'n graaf dood te bliksem. Jy het nie gedink ek sal ooit so 'n woord van hierdie plek af sê nie, né? En weet jy hoeveel honderde mense share daai ding en lag daaroor? En ek is so bly dat ek dit raak geloop het in die week wat ek hierdie praatjie wil lewer, want dit sê vir jou waar is ons as mense. En een van die mense wat hom gedeel het, is iemand van wie ek hou. Maar dit is iemand wat nie baie verdraagsaam is teenoor ander standpunte nie. Ons doen dit voortdurend. Ons praat van daai lot liberalis, daai lot konservatiewes, daai lot gelowiges, daai spul ateïste, daai klomp, en nou die Hollanders sal weet, boomknuffelaars. Ek sien toe ek nou soek vir 'n vertaling vir die woord van 'n tree hugger, toe sê hulle, dit is in Afrikaans ook 'n boomhugger. Dis nie 'n boomomhelser nie, maar toe besluit ek die Hollandse woord is mooi, 'n boomknuffelaar. Daai lot groen is, daai klomp kapitaliste en materialiste, daai woke mense, daai ou mense, daai jong mense. So gaan ons die hele tyd aan. Dis etikette. En wanneer 'n mens 'n etiket word, gebeur daar 'n ding wat soos dominos val. Dan sien jy nie meer 'n mens nie, jy sien 'n simbool. En simbole is maklik om te haat. Maklik om 'n simbool te haat. Dis moeilik om mense te haat. So as ek agterkom dat ek iemand so iets begin noem, en weet hierdie mens simboliseer vir my iets, dan moet ek weet ek is op daai plek waar ek koud begin word teenoor daai persoon. En om dan weer warm te kan word en 'n medemens te word vir daai mens, sal ek die simbool uit die pad uit moet kry en die mens weer begin sien. Dit is die pad. Kry dit wat daai persoon voor staan uit die pad. Vind die mens agter die simbool. Want wanneer jy werklik by iemand sit en jy hoor hulle storie, en ons almal ken daai ding. Jy hoor hulle storie, jy hoor hulle vrese, jy hoor hulle verliese, jy sien hulle menslikheid, dan word dinge weer sag en wasig, kompleks genuanceerd en ingewikkeld. Ingewikkeldheid is die vyand van fanatisme. Want fanatisme gaan reduseer iemand tot 'n enkel ding waarvoor hulle staan of wat hulle glo. Dit word 'n simbool, dis iets koud, ek raak koud daarteenoor, ek is hard daarteenoor, en hierdie persoon is nou net eenvoudig 'n iets, 'n dit, wat ek wil verslaan. En hier's oorlog. En dis hoe dit vandag lyk oor die eter. Dis hoe dit lyk. Fanatisme is mal oor vereenvoudiging. Hy is mal daaroor om mense te reduseer tot simbole en etikette.
Fanatisme vra vir daai eenvoud, want dit gee vir fanatisme die regverdiging om oorlog te maak. Gesprek vra vir nuance. En dit is waarom ware gesprek so moeilik is. En ek gaan vandag iets sê wat vir almal van ons wat in huwelike is ook baie help. Nie dat ons dit nie weet nie, maar ons moet dit hoor. Want ons breine is nie vir hierdie oopmaak en hierdie oop wees nie. Jy moet bereid wees om 'n ander mens se ervaring ernstiger op te neem as wat jy dit van nature wil doen. Dit moet insink. Sonder dat jy noodwendig na die gesprek gaan saamstem. So dis die tweede stap. Die hele gesprek kan 2 ure duur, nou kom ons agter, ons gaan mekaar nie oortuig nie. Jy moet daarmee ook leer saamleef. En dis 'n belangrike onderskeid. Want nie alle konflik gaan uiteindelik by 'n plek kom waar ons gaan bladskit en sê ons stem saam nie. Maar die verhouding moet voortgaan. Die gesprek moet voortgaan. Want agter al hierdie goed wat ek dink en wat jy dink is ons harte, is ons ervaring van die wêreld. Ons moet bereid wees om daarna te luister. Verstaan is nie dieselfde as om dit goed te keur of saam te stem nie, maar verstaan is die belangrikste ding in 'n verhouding. As ek nie ten minste bereid is om te verstaan en te sê, ek hoor dis jy. Ek gaan nie akkoord nie, maar ek verstaan jou. Jy kan verstaan waarom iemand iets glo. Jy kan verstaan hoe hulle daar uitgekom het. Jy kan hulle menslikheid en hulle pad en hulle storie herken. Want jy is ook 'n mens en jy kan steeds verskil. Trouwens, ek dink dit is een van die hoogste forme van volwassenheid en ek sê vir julle, ek stoei met daai ding. Ek stoei met daai ding. As my ore so warm word as ek goed hoor wat ek net wil sê, dis nonsens. Ek stoei daarmee. Die vermoë om te sê, ek stem nie met jou saam nie, maar ek kan duidelik sien hoe jy hier uitgekom het. Dis baie moeiliker as om 'n argument te wen. Want as jy die slimmer ou is met meer data en meer kennis, dan gaan jy die argument wen. Maar dis nie verhouding nie. Want wen gee jou 'n gevoel van meerderwaardigheid, en as jy meerderwaardig is, dan is die verhouding nie meer gelyk nie. Verstaan gee jou 'n gevoel van gelyke stories, gelyke paaie, en uiteindelik kry dit 'n gevoel van verbondenheid. En ek vermoed dit is waarom om te luister so 'n onderskatte, en nou gaan ek die woord gebruik, deug geword het. Om te luister is 'n onderskatte deug. Ons sien dit as 'n kommunikasievaardigheid. Ons word geleer as ons jonk is. Jy wag tot hy klaar gepraat het. As jy nie verstaan nie, vra jy. Vra as jy iets gesê het, vra jy, wat het jy gehoor? En al daai goedjies. Dis kommunikasietruks. Dis baie dieper as dit. Om te luister is baie, baie dieper as 'n vaardigheid. Want jy kan so vaardig wees en jy kan hy vaardigheid nog met hoofvaardigheid gebruik, ook om die ander persoon te troef. Luister is, en dit is nou in hierdie reeks oor moraliteit, is dit nou gepas dat ek dit so stel. Luister is 'n morele daad. Dis die regte ding om te doen in menseverhoudings. Want wanneer jy werklik luister, sê jy, vir hierdie oomblik hoef ek jou nie reg te ruk nie. Ek hoef jou nie te korrigeer nie. Ek hoef jou nie te oortuig nie. Ek laat jou eenvoudig bestaan. Ja, dis 'n moeilike ding. Ons sê altyd, een van die wonderlike dinge wat 'n mens in spiritualiteit moet doen is om te leer om te let go. Maar daai is 'n moeilike ding as dit kom by 'n ander mens te laat wees. Dis 'n baie moeilike ding. Dis 'n merkwaardige geskenk wat jy aan jouself en die ander persoon bewys, en dis een wat al hoe skaarser word. Want ons leef in 'n kultuur van onmiddellike reaksies, onmiddellike opinies, onmiddellike verontwaardiging met mekaar. Ek het mos vir julle gesê, ons leef in die morele verontwaardiging deesdae. Die konservatiewes gril vir die liberales, en die liberales gril vir die konservatiewes, en ons maak asof alles so verskriklik uit mekaar uit is, maar daar's stories, en ons dryf mekaar na die hoeke in, met ons oorloë.
As ons sagter gaan raak, gaan mense na die middel toe begin beweeg. En al hierdie goed, hierdie onmiddellikhede, is ondeurdag. Daar gaan nie 'n minuut se denke daarin nie. Sy bepeinsing daarin nie. Ek wag bietjie om te bedaar voordat ek praat daarin nie. Wysheid beweeg altyd stadiger. Stadig. Wysheid luister, wysheid vra, wysheid wonder oor wat jy sê. En ek dink baie keer aan hoe anders gesprekke sou verloop het as mense bloot meer sou vra wanneer hulle so vies word vir mekaar. En nie manipulerende vrae nie. Dis maklik. Nie vrae wat jou lei om te sê wat jy wil hoor nie. Nie kruisverhoor of uitvang vrae nie. Nie vrae wat een woord antwoorde verlang nie. Regte, egte vrae. Wat bereid is om na die hele storie te luister. Wat bereid is om daar te sit. Hoe sê hulle as jy 'n skrywer is, you need to apply bum glue, jy moet vir ure daar sit. Luister is dieselfde ding. Ons wil vinnig klaar kry. 'n morele luister. Hier's 'n mens wat anders as ek dink. Ons het nou konflik. Ons moet mekaar vind. Ek beter hier sit. Ek gaan nie nou hier opvlieg nie. Ek gaan nie nou lui wees nie. Ek gaan nou vra. Totdat ek die hele prentjie gehoor het agter hierdie persoon se storie. Vertel my meer. Hoe het jy daarby uitgekom? Wat het jou so laat begin dink? Wat het jy beleef? En dis wonderlik hoe maklik ons dan vir mekaar gaan oopmaak. Want ons voel nou nie meer, ek moet myself verdedig nie. Jy kom uit die oorlogsone uit, in 'n gespreksone. En dis die ironie, die oomblik wanneer mense ophou om te probeer wen, begin hulle mekaar verstaan, want jy maak jou eie brein sag, om te hoor, om te verstaan. Want die mens is nie meer 'n simbool of 'n etiket nie, die mens het 'n mens geword. En hoe langer die mens praat, en hoe meer jy daar sit en luister, en maak maar nog koffie en luister maar nog, hoe meer word hierdie mens 'n mens. En hoe liewer kan jy vir hierdie mens begin word. Nou dit beteken nie alle verskille verdwyn nie, ek het dit reeds gesê, dit gaan nie gebeur nie. En is goed so, want ons is nie een alwetend nie, en daarom het ons hierdie verskillende invalshoeke nodig om die prentjie bietjie voller te maak. Ons gaan altyd verskillende waardes hê. En dis in ons huwelike ook so, en dit is die moeilikste daar, want jy leef in een huis, en jy voel verskillend oor goed. Jy voel nie dieselfde oor goed nie, die goed wat vir jou belangrik is nie vir my nie. Ons het verskillende oortuigings, ons moet daarmee saamleef. Ons het verskillende wêreldbeskouings. Maar die doel met gesprek is nie, en ek dink dis 'n ding wat ons moet besef, as ons weet, 'n gesprek is nie 'n debat nie. 'n Gesprek is nooit daarop gemik om werklik volkome ooreen te stem nie. Die doel is net om mekaar te verstaan. Dis nie dat ons almal dieselfde moet dink nie. Dis dat ons moet leer om saam te leef terwyl ons verskillend dink. Dit is een van die grootste uitdagings vir ons almal, en veral vir ons wat sulke kopmense is. Maar dit is 'n baie groot uitdaging in ons moderne wêreld. Veral omdat die internet en vliegtye ons so in mekaar se lewens in druk uit verskillende uithoeke, kulture en filosofiese skole uit. En hy beweer dat hy ons met mekaar verbind, maar hy verbind ons, ja, hy bring ons in kommunikasieverbinding, maar dan is daai kommunikasie een groot oorlog. So die uitdaging is nie hoe om mense te laat saamstem nie, maar hoe om mense hulle menslikheid te laat behou, terwyl hulle met soveel andersheid gekonfronteer word. Want die alternatief, en ek het so 'n bietjie daar geraak nou al, is pikdonker vir menseverhoudings en vir die liefde om te gedei tussen ons. Dis pikdonker, want die alternatief lyk so. Wanneer gesprek sterf, begin etikette. Wanneer etikette groei, begin verontmensliking. Wanneer verontmensliking groei, begin wreedheid. En dit begin met daai wrevel hier in jou hart. En die geskiedenis wys dit by herhaling. En daarom dink ek die vermoë om in gesprek te kan bly, juis waar dit op sy moeilikste
is nie bloot 'n sosiale vaardigheid nie. Dis 'n beskawingsvaardigheid. Dis 'n verfyndheid. Dis 'n menslikheid in sy mees mooi vorme. Dis moreel. Dis moreel. En daarom sluit ek hierdie reeks af. Nie by moraliteit nie, nie by oordeel nie by die brein nie, maar by mekaar. Dis vir my 'n goeie afsluiting vir ons praatjies. Ons het begin vra, waar kom moraliteit vandaan? Wie sê wat is reg en verkeerd? En ons het gesê, dis nie soos ons al die jare geglo het, dis 'n God wat dit sê, nee. Want ons het al aan sy wette ook baie verander en ons mag. Dit begin by ons. Maar toe vra ons nou, wie is die onse wat praat en wat besluit? En waarom raak ons, as ons goeie mense is, dikwels gevaarlik as gevolg van wat ons glo? Want ons brein beskerm sy eie illusies, wat hy as waar sien, en hy identifiseer daarmee. En nou is ek teen jou opgestel. En al daai vrae in hierdie hele reeks het ons gebring uiteindelik hierby. Nie by wie is reg nie, wat is moreel nie. Dis grys. Dit groei. Dit vloei. Dit ontwikkel. Hierdie reeks praatjies bring ons hierby. Hoe leef ons saam, terwyl ons weet dat niemand die volle waarheid besit nie. Die hoogste vorm van moraliteit is nie om altyd reg te wees nie. Niemand is altyd reg nie. Bloot omdat ons mense is. Ons is nie. Die hoogste vorm van moraliteit is om menslik genoeg te bly, om in gesprek met mekaar te bly, om te luister, om te vra, om te verstaan, om nie altyd te wil wen nie. Want die belangrikste oorwinning is nie om 'n argument te wen nie, dit is om 'n mens te behou. Ek moet myself afvra, wil ek na afloop van hierdie gesprek nader of verder van hierdie persoon af wees? Ek herhaal dit en ek gaan daarmee afsluit. Die belangrikste oorwinning is nie om 'n argument te wen nie, dit is om 'n mens te behou. Ek moet myself afvra, wil ek na afloop van hierdie gesprek nader of verder van hierdie persoon afwees? Dit was my storie en daarmee dan die einde van ons kort reeksie. Dankie Jannie en Kerk.
Ek wil net gou 'n aankondiging maak voordat ek julle vir koffie nooi. En dit is die 18de gaan ek en Johan weg. Ons gaan vir 10 dae weg wees. Ons gaan 'n bietjie vir ons kinders kuier. So, daai 2 Sondae gaan André Viljoen kom praat. Maar André het nie die fasiliteit om opnames te maak en dit te plaas op die YouTube kanaal nie. So wat ek gaan doen is om in die volgende week of 2 gaan ek die 2 praatjies opneem wat op die internet moet uitgaan, daai Sondag. Ek sal dit klaar laai, dit privaat maak en daai Sondagoggend sal ek dit net publiek maak en dit deel. So ons volgelinge daar buite sal ietsie hoor. Maar nou wil ek vir julle sê, as julle André se praatjies met ander woorde wil hoor en dit kan net die moeite werd wees, soos wat julle en ek hom ken, gaan dit lieflik wees. Dan moet jy hier wees, want dis al kans wat jy gaan hê om hom te hoor praat, is hier lewendig. Daar gaan nie opnames daarvan gemaak word nie. So dis al wat ek wil sê, maar dis nie nou al nie, dis eers die 18de Junie wat ons weg is, so dis daai Sondag daarna en die een daarna. Baie dankie weer eens dat julle hier was, en vir die van julle wat 'n bietjie tyd het, dankie ook vir koffie drink en saam wees, en al daai lekker menslike warmte, luister en leer, en dan die van julle wat nou nie kan gaan koffie drink nie, of wat nie daarvan hou nie, wat net voel, ek gaan nou op my eie koffie drink en my eie kruidenierskoop, geniet jou Sondag, en mag julle almal se week regtig wonderlik lekker wees, sien julle volgende Sondag. Dankie Jannie en Keren. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.